Goeiemôre vriende, hierso op die maandagoggend 3 November 2025. Ek hoop sommer net vir julle 'n wonderlike en 'n geseënde week wat voor lê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, dankie vir nog 'n week wat U vir ons gee. Dankie Vader God dat U op 'n besonderse manier ook in hierdie tyd, ons is besig om stadig maar seker in die kersseisoen in te beweeg, adventstyd in te beweeg. Here, waar ons herinner aan die eerste koms, waar ons ook herinner aan die tweede koms, waar ons met afwagting en uitsien dat U vir ons vir altyd by U sal neem. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, so ons is nog steeds in Efesiërs, ons is nou in Efesiërs 6, ons het 'n bietjie stil gestaan, soos ek vir julle gesê het, die hele agtergrond van die Efesiërs was inderdaad dat dit 'n hawe stad is. Julle kan nou dink aan hoeveel verskillende godsdienste daar was. Dit is omtrent 61 tot 63 na Christus is hierdie brief geskrywe. Dit is nie so maklik afgelewer soos by ons vandag, waar dit tjoef-tjaf gaan nie. Ons dink al baie keer uit ons konteks uit. Vriende, so daar was omtrent 250.000 mense het daar omtrent gebly, en as ons nou 'n bietjie gaan kyk wat die geleerdes sê, dan sê hulle vir ons dit was 'n brief van bemoediging, praktiese raad aan die mense gewees, né? So in hierdie hele gedeelte wat ons nou met mekaar gedoen het, sonder dat ek nou weer alles gaan doen, vriende, is dit maar Paulus wat maar net kom praat met hierdie gemeentetjie vir hulle kom sê, hoor hierso, julle weet natuurlik dat julle nuwe mense wat is wat die beeld van God geskep is, en julle moet volkome lewens volgens die wil van God en wees heilig. Prakties kom pak hy dit vir hulle uit, hulle moet by die waarheid bly, hulle moet nie steel nie, hulle moet nie onsedelik lewe nie, hy pak dit vir hulle uit, en dan kom staan hy 'n bietjie stil ook by die man en vrou verhouding, vriende, by die huwelik kom staan hy stil, en dan in vers in hoofstuk 6 kom staan hy stil by ouers en kinders. Nee, so prakties, is so lekker as 'n ou 'n bietjie na hierdie briewe kyk en jy kyk hoe die Heilige Gees ook deur Paulus werk al van daai tyd af, vriende, 61 na 63 na Christus, omtrent 28 jaar nadat Jesus oorlede is, skrywe Paulus hierdie brief vir hierdie gemeente in Efese en ook vir 'n wyeer verspreiding aan die ander gemeentes in die moderne Turkye toe, om vir hulle te sê, hoor hierso, julle moet mooi kyk, julle is omring deur heidene, julle was heidene, julle het tot bekering gekom, julle vir Jesus aangeneem, julle is ander tipe mense nou, julle moet onthou, julle moet die voetspore van Jesus volg, geskape na God se beeld, om sy wil te doen om heilig te lewe. Daarom kom sê ek vir julle die volgende, Paulus eintlik in die brief van Efese, né? En nou kom sê hy hierso in Efesiërs 6, kom sê hy, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, kom sê Paulus. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Vriende, dit is as ons met ons jong mense, met ons kinders kan praat. Dis nou wat ek met julle nou gaan doen. Ek gaan nou met die paas praat, soos wat Paulus nou hier gedoen het. Maar as ek 'n bietjie met die kinders kan praat, met die jong mense kan praat, dit is so belangrik. Kyk 'n bietjie hoe julle praat met julle ouers. Nee, hierso staan kinders, wees as gelowiges, nie net sommer net nie, as gelowiges. Wat is 'n gelowig? 'n gelowige kind of 'n gelowige jong mens is iemand wat sê, ek is 'n disipel van Jesus, ek wil in sy voetspore volg, ek wil graag doen wat hy doen. Dit is wat dit beteken as jy 'n kind is wat gelowig is. Kinders, wees as gelowiges, né? So dis nie sommer net so nie, jy's 'n gelowige, en wanneer ek en jy inderdaad gedoop is as 'n kind alreeds, en God het vir jou kom sê, jy is myne, as jy mos binne in hierdie asem van Christus, as jy in die Heilige Gees en God die Vader, word jy groot, jou ouers leer jou oor Jesus, die kerk waarin jy is, leer jou oor Jesus, so jy kan nie anders as om 'n gelowige te wees nie. Wanneer jy 'n gelowige is, moet jy tog aan jou ouers gehoorsaam wees. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Dit beteken as pa en ma vir jou iets sê, moenie sê ag nee nie. Nee, luister mooi. Natuurlik met pa en ma alles ook met die pa en sy ma's van hulle kant af
ook weer reg en billikheid laat geskied. Nou, soos 'n groot verantwoordelikheid ook op die ouers. Hoe praat die ouers met julle as kinders? Ek sê altyd vir die ouers, moenie skree op jou kinders nie. Praat mooi met jou kinders. Moenie kwaad raak en dan vir jou kinders goed toesnou nie. Hou kry jouself lekker onder beheer. Gaan sit by jou kind. Verduidelik vir jou kind as iets nie lekker is nie, sodat jou kind kan verstaan. Ja, wees ferm. Ek dink is baie belangrik dat 'n ouer inderdaad vir sy kind baie duidelike riglyne daar sit. Ek al baie vir julle gesê, soos 'n vliegveld in die nag, die liggies is daar, die loods met die vliegtuig kan kom land daarso, hy sal weet hy is veilig. Hy kan natuurlik op enige ander plek ook land, dan gaan hy verongeluk. En ouers se groot werk is om inderdaad soos daai loopbaan in die nag baie definitiewe grense vir die kinders daarsoos te stel. As ek kyk wat in Amerika en in Europa aangaan, het ouers totaal hulle rol geabdikeer. Totaal. Hulle luister en die kinders het na die ouers geword. Jy kan nie dit doen nie. En daarom is daar baie keer 'n disrespek teenoor kinders teenoor ouers. Ouers se groot werk is, een van die grootste werk is, om 'n struktuur, 'n veilige omgewing vir jou kinders daar te sit. Jy's verantwoordelik vir jou kind. Jy's verantwoordelik daarna dat hy nie enige partytjie kan bywoon nie. Jy's verantwoordelik daarvoor dat hy nie sommer na enige maat se huis toe kan gaan nie. Jy's verantwoordelik daarvoor dat jou kind nie lelike taal in jou huis goed gebruik nie. Jy's verantwoordelik daarvoor om jou kind van kleins af te leer om respek vir jou te hê. Jy is ouers verantwoordelik daarvoor dat jou kind te alle tye luister wat ek en jy sê, né? Wanneer ons daai omgewing skep as 'n ouer, dit is wat die ouer moet doen. Dit is die ouer se werk. As die ouer die omgewing, dan raak dit vir die kinders ook baie makliker om die ouers te gehoorsaam. As die ouers sommer alles laat gaan en enige ding is alright, dit maak nie eintlik saakie, hoe gaan die kinders in jou gehoorsaam wees, né? So is 'n groot onus wat nou nie hier gesê word heeltemal nie. Is 'n groot onus wat op die ouers berus om die ruimte te skep, om 'n definitiewe struktuur te skep binne in jou ouerskap vir jou kinders, om te sê, my kinders, hiersoos in my huis is dit die reëls as 'n gelowige ouer. Hierso trek ek die lyne, as jy enig in jou eie huis gaan bly, you do you. Maar hier in my huis werk dit so. Dis hoekom ek altyd vir die paas ook sê, julle moet 'n voorbeeld stel op 'n geestelike vlak vir julle kinders. As jy nooit kerk toe gaan nie, om vir die Here loof en aanbid, wat 'n voorbeeld dink jy gaan jy vir jou kinders gee? Dis 'n sleg voorbeeld. 'n Sleg voorbeeld, né? So jy as ouer moet 'n voorbeeld stel vir jou kinders. Jy moet 'n voorbeeld stel as pa hoe jy met jou vrou praat, as ma hoe jy met haar man praat, hoe jy met hierdie kind se pa en ma praat. Hoe praat julle met mekaar, né? Dit is hoe jou kinders teenoor jou optree. So wanneer ons oor die kinders praat, om hulle ouers gehoorsaam is, begin dit eers by die ouers om by wat se voorbeeld hulle stel. En as jy 'n gelowige ouer is, het jy die Bybel met legio voorbeelde hoe moet jy optree, né? Jy het legio voorbeelde. Maar ek dink die grootste ding is om vir jou kinders 'n veilige omgewing te skep. 'n Veilige omgewing met definitiewe reëls. Dat hulle weet jy's vir hulle oneindig lief en dat jy definitief sekere perke aan hulle gestel wat hulle nie mag oorskry nie. Dit is waar jy veiligheid skep en binne in daai veiligheid en binne in daai struktuur ervaar die kinders liefde. Hulle verstaan nie altyd nie, jy moet vir hulle verduidelik. As hulle nie verstaan nie, is dit jou ouers se plig om hulle te beskerm teen besluite wat hulle kan benadeel. Maar kinders, julle moet aan julle ouers gehoorsaam wees, wat die wet van God vereis. En dan staan daar, dis so 'n groot belofte, né? En daar is nog 'n sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde, né? So hierdie ouers se inset in jou lewe, hierdie lyne wat hulle stel, die grense wat hulle stel, is juis om jou veilig te hou, sodat dit met jou goed mag gaan. Met wie gaan dit vrot sleg? Met kinders wat se ouers nie oordentlik na hulle kyk nie. Ouers wat nie oordentlike integriteit het nie, ouers wat nie respek uitstraal nie, ouers wat eenvoudig net op 'n verkeerde manier optree. Met daai kinders gaan dit sleg. Dat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde, né? So ouers, ek dink is 'n groot onus op julle, maar kinders, wees aan julle ouers gehoorsaam. En dan die 4de vers waar hy sê, vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Dit is wat ek dan nou vir julle gesê het met die grense, né? So pa, ma, kind moet weet, daar's sekere reëls en daar's definitiewe straf. Daar's 'n gevolg. As jy nie doen wat ek vir jou sê nie, dit hoef dan nie 'n erge ding te wees. Jy gaan nie jou kind doodslaan en daai tipe goed nie. Jy's mos nou lief vir jou kind. Nou mag hy lank lewe en dan sorry, ek het op by die vorige vers. Maak hulle groot met tug en vermaning, né? So dit is wat ek vir julle gesê het. Maak daai lyne duidelik, maak die grense duidelik.
kry 'n sekere straf vir hulle. Al moet hulle in die hoek gaan staan, of vat jy hulle selfoon weg vir 'n dag. Of hulle mag nie op enige sosiale media wees vir 2 of 3 dae nie. Of hulle word gehok vir 'n week of wat ook al. Maar jy moet ook baie duidelik met hulle kommunikeer en vir hulle verduidelik hoekom jy dit doen, né? Daarom kom sê Paulus, en vaders moenie jou kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug vermaning soos die Here dit wil. En paas, maas, ek dink dis wanneer jy skel, wanneer jy vloek op jou kinders, wanneer jy onregverdig teenoor jou kinders optree, maak jy hulle opstandig, né? Maar wanneer jy konsekwent vandat hulle klein is, die riglyne neergelê het en baie duidelik met hulle praat en respek by hulle inprint, wanneer jy dit doen, dan gaan dit vir jou kinders makliker wees om aan jou gehoorsaam te wees. So kyk mooi hoe jy praat met jou kinders. Ons kan natuurlik hier 'n klomp goed sê, hier's 'n klomp pragtige boeke wat julle ook kan gaan lees oor hierdie goed, maar ek dink dis die basics. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.